Geliefdes, die woord is aan ons voorgehou. En vanoggend is dit doop en dit is ook die viering van jeugdag. En so kom ons kyk wat die Here vir ons wil sê vanmôre. Christene met kinderlike geloof word gekenmerk deur die manier waarop hulle kinders na Jesus laat kom. In vers 15 tot 16. Lukas vertel vir ons dat baie mense selfs babas na Jesus gebring het, sodat hy hulle kon aanraak, sodat hy hulle kon seën. Wat 'n voorreg is dit om kinders na Jesus te bring, sodat hy hulle deur hom genees kan word, en deur die Gees van God na 'n plek van reddende geloof gebring kan word. Nou watter persoon, broers en susters, ken jy wat werklik ervaring met Jesus ervaar het, maar nie hard genoeg werk om kinders na hom toe te bring nie? Lyk dit nie eintlik agterste voor om te beweer dat jy deur Jesus van die straf en van sonde gered mag word, maar dan doen jy die moeite om die kinders ook nader na hom toe te bring, sodat hulle dit ook kan ervaar nie. En dit is die fout wat Jesus sy disippels gemaak het. Lukas vertel vir ons dat toe die disippels die mense sien aankom met hulle kinders en hulle babas, en in die Griekse woord word dit letterlik beskryf as babas, jong kinders wat na hom gebring is, dat hulle eintlik die mense bestraf het. Nee, julle kan nie vir Jesus kom kla nie. Met ander woorde, daar was mense wat by sommige van die vroegste Christus gesentreerde kerkbijeenkomste by mekaar gekom het. Hulle was opgewonde om hul kinders na Jesus toe te bring, sodat hulle kon ervaar wat het beteken om in sy teenwoordigheid te kan wees. Maar hulle was bestraf deur die disippels. Miskien was die disippels bekommerd oor die ontwrigting van die kinders, en die weet ons hoe kinders is. Hulle spring op mense, hulle is excited, hulle is opgewonde. Dalk wou hulle nie vir Jesus pla met die energie wat die kinders bring na hom toe nie. Hulle wou nie hê dat Jesus uitgeput moet raak nie. Maar hoe dit ook al sê, ongeag wat hulle gemotiveer het, het hulle mense begin straf omdat hulle hul kinders na Jesus gebring het. En Jesus sien eintlik hierdie oomblik as 'n leer oomblik. 'n Oomblik waar hy met kinders kan sit, waar hy op hulle vlak met hulle kan kommunikeer, en dan word hulle daar weggehaal. Lukas vertel vir ons dat Jesus die kinders na hom geroep het en gesê het, laat die kinders na my toe kom en verhinder hulle nie. Want, sê hy, aan sulkes behoort die koninkryk van God. Met ander woorde, terwyl Jesus die kinders roep, bestraf hy eintlik ook weer die disippels, omdat hulle die mense bestraf het en kinders indirek van Jesus weerhou het. Hy sê basies, laat hulle kom na my toe, moenie vir hulle weghou van my af nie. Die koninkryk van God is waarheid koop vir almal, insluitende die kinders. Ek glo, geliefdes, dat dit hoofsaaklik die verantwoordelikheid is om hulle kinders na Jesus te bring. Om 'n Christen gesentreerde omgewing binne in daardie kind se lewe te skep, binne die gesin te skep, is die verantwoordelikheid van die ouers. Om die evangelie aan hulle kinders te bring, om vir hulle op te voed in die leer en die were van die Here, om gereeld saam met hul kinders te bid. Ongelukkig het heeltemal te veel belydelike Christene, te veel geliefdes, vandag lui geword met hierdie voorreg en die verantwoordelikheid. Mense, veel te veel Christenouers beweer dat hulle te besig is om ook nog dit aan hulle kinders te leer. Veel te veel Christenouers dink dat dit die kerk se verantwoordelikheid is om hul kinders te versorg. Broer en suster,
Die kerk is die verlengstuk van die gesin. En daarom is die verantwoordelikheid heeltemal eerstens op die Christenouer om die kinders van die Here te vertel en hulle na die Here te bring. Veel ouers dink, dis die kerk se werk om meer aantrekliker programme te maak. Want baie keer hoor ons mos nou, nee, dis boring in die sonnaskool, dis boring in die jeug. Die kerk moet basies meer interessant word. Ons moet vermaaklikheid hier in die kerk begin en doen, want hulle het verveeld geraak. Maar waarmee het jy eintlik verveeld geraak? Dis nie die kerk nie. Dis met Jesus. Veel Christenouers het op hierdie gebied hul kinders na Jesus toe gebring, omdat hulle bang is dat hulle te ongeskoold is om hul kinders in die sitkamer of langs die etenstafel of dan lekker in die ontspanningskamer bymekaar te maak en 'n goeie tyd, lekker robust gesprekke met hulle te hou oor wat die Here van plan is en in hulle lewens as kinders wil doen. Veel Christenouers laat nie hul kinders toe om na Jesus te kom nie, want hulle is te bang vir hulle eie kinders. Veel Christenouers verhinder eintlik hul kinders om na Jesus te kom, geliefdes, omdat die prioriteite heeltemal nie reg is nie. En so kan ons aangaan en ook sê te veel Christenouers het vergeet dat hulle verklaarde geloof in Christus en hulle ontmoeting om met Jesus te wandel, hulle vurige evangeliste met hulle kinders moet maak, want die koninkryk van God is oop vir kinders. Dalk het ouers dit vergeet. Die koninkryk van God, broers en susters, is nie 'n klub vir volwassenes nie. Dit is 'n diverse familie van mense van allerlei omstandighede, allerlei strominge, kulture, stamme, tale, kleure, alle verskillende etnisiteite en verskillende ouderdomme. Christene met kinderlike geloof word gekenmerk deur die manier waarop hulle kinders na Jesus laat kom. Wat jou lewe gekenmerk deur die manier, of word jou lewe gekenmerk deur die manier waarop jy kinders na Jesus bring? Of maak jy vanoggend verskonings vir jou kinders? Of is jy dalk bang vir jou kinders? Geliefdes, as u dit dalk langs die pad verloor het of vergeet het die verantwoordelikheid van die ouer om u kind te bring na Jesus toe. Herinner Lukas vir ons vanmôre dat ons nie die kinders van die Here af moet weghou nie. In die Sondagskool is daar baie ouers wat hulle kinders kom aflaai en weer kom optel. Maar hulle kom nie kerk toe nie. Broers en susters, dit is u verantwoordelikheid om 'n voorbeeld te stel. Ons kan nie verwag dat ons kinders by die Sondagskool moet bly as ons nie kerk loop nie. Ons kan nie verwag dat die kind groot moet word in die weë van die Here, maar ek is nie daar die voorbeeld nie. Christene met 'n kinderlike geloof word gekenmerk deur die manier waarop hulle soos kinders na Jesus toe kom. Jesus sê, wie die koninkryk van God nie soos 'n kind ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. Ek dink nie Jesus bepleit onvolwasse wees in ons reis om na Jesus te kom nie. Hy leer ons nie om na hom toe te kom en in ons groei as Christene te vertraag nie. Die Christelike lewe moet bewys word deur die vrug van oorwinning oor die straf, die mag en die teenwoordigheid van sonde. Die Christelike lewe moet bewys word, geliefdes, deur 'n oorwinningslewe. En dit is wat ons moet uitleef. Die oorwinning wat Jesus Christus oor die dood behaal het, en dat die geloof waarin ons staan 'n lewende geloof is. En omdat dit 'n lewende geloof is, moet ons vurig
vir die Here kan wees. En deur ons vurigheid, broers en susters, moet ons progressief wees in sy wandel weer. Ons moet ontvanklik wees vir wat verander. Ons moet ontvanklik wees vir groei, vir leiding, vir nuwe idees. En saam moet ons vurig wees in sy koninkryk. Word jou lewe dalk gekenmerk deur die manier waarop jy soos 'n kind na Jesus toe kom. Geliefdes, is u vanoggend ontvanklik vir die boodskap van die evangelie? Is u ontvanklik vir die werk van die Gees van God, soos hy werk deur die prediking en onderrig van die woord van God? Is u ontvanklik vir die familie van gelowiges rondom ons? Of is u dalk soos 'n kind wat rebelleer, of soos 'n kind wat die hulp wat jy in die evangelie nodig het ontvang, daarvan afhanklik is en vanmôre kom soek dit wat ek nodig het? As jy dalk 'n persoon met kinderlike geloof wat gekenmerk word deur die manier waarop jy soos 'n kind na Jesus toe kom. Christene met kinderlike geloof word gekenmerk deur die manier waarop hulle Jesus volg. In sommige gebiede van die wêreld lyk dit baie aanvaarbaar om te sê dat ek Jesus volg, terwyl dit in ander gebiede amper soos 'n vloekwoord is om te sê dat jy Jesus volg. Terwyl dit ook in ander gebiede jou dood kan veroorsaak. En in sommige gebiede is dit redelik gewild om Christus met ons lippe te eis, terwyl ons lewens skaars onderskeibaar is van die wêreld rondom ons. En ek wil eintlik argumenteer dat ons lewens gekenmerk moet word deur 'n kinderlike geloof wat Jesus volg, ongeag die koste. Jesus het gesterf en die prys wat hy betaal het, is 'n duur prys. Sy lewe het hy gegee. En so wanneer ons Jesus volg, moet ons ook kan sê, ongeag die koste, ek volg Jesus Christus. En dit is hoekom Lukas vir ons vertel, dat 'n heerser na Jesus toe gekom het en hom gevra het, goeie meester, wat moet ek doen om die lewe te beerwe? En dan hierdie man het 'n blik van belangstelling gehad om in die koninkryk van God opgeneem te word. Maar hoe antwoord Jesus hom? Waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe God alleen. En dan gee Jesus vir hom 'n les. En Jesus sê vir hom, jy ken die gebooie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie valse getuienis teen jou naaste lewer nie. Jy mag jou vader en jou moeder moet jy eer. Waarop hierdie man dan antwoord, al hierdie dinge het ek van my jeug af onderhou. Broers en susters, wanneer ons Jesus volg en wanneer ons kinders na Jesus toe wil bring, moet ons die gebooie onderhou. Moet ons wandel in die weë van die Here. Alles wat God ons leer in die Bybel moet ons onderskryf in ons harte. Daar is 2 dinge wat ek in die eerste deel van die dialoog opmerk. En eerstens, dat Jesus die man nie bestraf omdat hy hom goeie meester noem nie. Jesus vra maar eintlik 'n retoriese vraag. As jy my 'n goeie meester noem, dan erken jy dat ek God is. Hy weet goeie meester. Hy verwys na hierdie goeie meester wat eintlik God is. En as jy erken dat ek God is, dan moet jy erken dat ek die koning van die koninkryk is, waarvan jy dan nou deel wil word. En daarom moet jy aandagtig luister wat ek nou verder vir jou sê. Broers en susters, om in die koninkryk van God in te gaan, moet ons 'n eerbare lewe lei.
moet ons 'n lewe lei wat luister na die woord van die Here. En tweedens, dink ek nie Jesus bepleit hier 'n werkgebaseerde verlossing nie. Want dit is mos nie deur ons dade dat ons in die koninkryk van God ingaan nie. Hy bepleit dit nie, maar hy bepleit 'n soort kinderlike geloof wat deur werke bewys word as ons die Paulusbriewe lees. 'n kinderlike geloof. En as mens dink aan 'n kinderlike geloof, u ken u kinders wanneer u aan die kinders verduidelik sekere goed. Hulle is klein, hulle is vatbaar vir dinge. Die goed wat uit die mond kom is die ja en amen vir hulle. Maar wanneer hulle tieners word, is dit mos heel iets anders. So terwyl hulle vatbaar is, hoor hulle vir u en hulle vat alles van u. En dit is wat Jesus bedoel met kinderlike geloof. 'n kinderlike geloof beteken ons aanvaar God. Ons neem hom aan in ons lewens. Ons lewe 'n heilige lewe. Hierdie man sê dus dat hy alles gedoen het wat die wet beveel het vandat hy 'n kind was. So hy moet in die familie wees, sê hy. Maar Jesus sê hom, een ding ontbreek nog. Nou moet jy alles gaan verkoop en dit verdeel onder die armes. Dan eers sal jy 'n skat in die hemel hê. En dan kom jy en dan volg jy my. So die prys is nie 'n goedkoop prys nie. Dit is 'n duur prys wat betaal moet word om Jesus Christus te volg. Sy boodskap is eenvoudig. Om my te volg, gaan jou alles kos. Liewe jong maat, vanoggend is dit ook jeugdiens. Om Jesus te volg beteken dit, ek gee alles prys vir hom. Ek luister na die Here. Ek volg die Here in alles wat ek doen. Of ek op die sportveld is, of ek by die jeug is, of ek by die skool, universiteit, by my werk is, waar ek ook al myself bevind, daar lewe ek 'n lewe getrou aan die evangelie. Liewe moeders en vaders wat die kinders vanoggend bring om gedoop te word. Om Jesus te volg beteken, u moet 'n voorbeeld wees vir u kinders. U moet voorloop sodat hulle saam met u kan loop. Word u lewe vanmôre gekenmerk deur die manier waarop u Jesus volg, ongeag die koste. Broers en susters, Christen met kinderlike geloof word gekenmerk deur die manier waarop hulle ophou om die onmoontlike te probeer doen. Wanneer ons 'n taak aanpak, of kom ek praat maar van myself, wanneer ek 'n taak aanpak en dit lyk soms 'n bietjie te veel of dit lyk onmoontlik, dan raak 'n mens mismoedig by tye. Ek dink sommer aan onderwysers met die groot pakke, merkwerk en Afrikaans en Engelse mense. Dan lyk dit asof jy nooit daardeur gaan kom nie. En jy raak mismoedig. Jy gaan sit en kyk sommer TV, jy's nou weg van jou werk af. En 'n mens raak frustreerd daaroor. Sommige mense raak so frustreerd oor as hulle nie iets kan oplos nie, dat hulle hare trek en hulle doen goed, kap goed en hulle doen allerlei dinge. Maar wanneer dit gebeur, word dit duidelik dat ek 'n geleentheid het om op te hou, om die onmoontlike op my eie te probeer doen. En soms het 'n mens net 'n breek nodig van dit alles. Raak stil, fokus weer bietjie en God vra vir ons as ouers vanoggend in die weg wat ons voor moet gaan om ons kinders te lei. Vat net 'n tydjie uit. Rekoop net 'n bietjie, maar luister na die Here. Gaan na hom toe vir raad. Nader hom soos 'n kind hom sou nader. Vertrou op hom en gee dit wat onmoontlik is vanmôre aan die Here. Broers en susters, daar's baie van u wat gebuk gaan onder moeilike omstandighede. Verskriklike moeilike omstandighede. Vanoggend is hierdie skrif ook weer eens 'n herinnering.
Gee dit vir die Here. Laat dit by sy voete lag. Laat dit by die altaar. Maar baie keer laat ons dit daar. Maar dan krap ons nog steeds ons koppe. En ons wonder nog steeds. Laat dit by die Here, sodat God beheer kan vat daaroor. Ek dink dit is presies wat Jesus ons leer, wanneer Lukas vir ons sê, toe die ryk man hoor wat Jesus sê, het hy bedroef geword, want hy was baie ryk. Maar wat het hy eintlik gedoen? Hoe maklik is dit, geliefdes, vir die wat ryk is om in die koninkryk van God in te gaan, want dit is makliker, sê die woord van die Here, vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan, as vir 'n ryk mens om die koninkryk van God in te gaan. Dit is moeilik. Dit is wat die skrif sê, dit is moeilik. Probeer dit eendag self, om dit wat die gelykenis vir ons sê, te doen. En u sal vind dat dit 'n onmoontlike taak is. Maar as dit so onmoontlik is om die koninkryk van God binne te gaan, waar is ons hoop dan? En dit is in wese wat mense, wat Jesus hierdie dinge oor sê, het hulle gevra het. Nou wie kan dan gered word as dit so moeilik is? Maar Jesus sê, wat vir die mens onmoontlik is by God moontlik. Vanmôre, geliefdes, die werk van verlossing en heiligmaking is onmoontlik vir ons om op ons eie te bereik. Dit is so onmoontlik soos om 'n kameel deur die oog van 'n naald te ry, want ons is almal soos die ryk man. Ons is menslik en ons is beperk in ons vermoëns. En so raak ons depressief. Want wanneer hoor die Here my? Hoe is dit dan? Waarom sukkel ek so? Hartseer en kwaad word ons, wanneer ons besef dat ons die dinge wat ons lief het, of die verhoudings wat vir ons dierbaar is, of die gewoontes wat ons so lekker geniet, moet prysgee om die Here te dien. Dikwels in plaas daarvan om Jesus werklik te volg en in heiligheid te groei, terwyl ons God vertrou om die onmoontlike te doen in terme van verlossing en transformasie, hou ons vas aan die dinge wat ons meer lief het as Jesus, en dit hou vir ons terug. Ons bedek ons lewens met godsdienstige retoriek en godsdienstpraktyke om die feit te bedek dat ons die onmoontlike op ons eie probeer doen. Ons probeer onsself red en ons probeer in 'n posisie plaas waar God ons 'n plek in sy koninkryk verskuldig is as gevolg van ons prestasies of wat ons doen. Geliefdes, vanmôre is die woord eenvoudig. Laat dit alles gaan. Glo in God en glo ook in my. Word die lewe gekenmerk deur die bewyse van God wat die onmoontlike kan doen. Baie van ons gaan deur tye van moeilikheid, maar wanneer ons aan die ander kant uitkom en terugkyk, dan sê ons waarlik, hoe het ek hier gekom? Dit is net die genade van die Here wat my hierdeur gelei het. Is u siel vanoggend neerslagtig en depressief, omdat jy nie goed genoeg kan wees nie? As jy beheer met alles wat jy reg doen, is jy nie bereid om die feit te aanvaar dat jy jou lewe moet prysgee nie, om Jesus te volg nie, om in sy koninkryk in te gaan nie. Kom Lukas Evangelie vanmôre en sê vir ons, laat alles by die voetebank van die Here. Ek dink die onderskeidende kenmerk van iemand wat 'n Christen is of iemand wat die koninkryk van God binne gegaan het, is 'n kinderlike geloof. Kinderlike geloof wat kindertjies na Jesus toe bring. Ons taak hou nooit op nie. Terwyl ons hier op die aarde is, hou ons taak nooit op nie. Elkeen van ons wat 'n Christen is, wat sê ek bely Christus Jesus as my saligmaker en Heer, elkeen van ons het 'n taak op ons skouers om 'n kinderlike geloof, mense, kinders na die Here te bring. Geliefdes, ek wil afsluit. Volg Jesus
ongeag die koste. Moenie die koste gaan bereken nie. Volg Jesus, en die prys is duur, wat hy vir ons betaal het. Mag die Here u seën in u huise. Mag die Here u seën waar u staan, instaan moeders, instaan oppas, waar u betrokke is. Mag God u seën met 'n kinderlike geloof om ook ander by die Here uit te bring. Amen.